Bybelse riglyn nommer 5, hoe om werklik in vergifnis te lewe. Is julle nog by? Is julle nog by? Ek weet ek gaan vinnig, julle moet skryf, nê? Bybelse riglyn nommer 5, spreek daagliks vry. Hierdie is 'n belangrike ding om elke oggend, party dae is dit moeiliker, ander dae is dit makliker, maar om elke dag hier te begin om vry te spreek. Filippense 3 vers 13 tot 14 sê, ek verbeel my dat ek alles sal het nie, maar een ding doen ek, sê Paulus, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Dan gaan hy verder, hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom. Daar is vir jou oorwinning in Christus. Jy kan oorwinning oor, hierdie is nie 'n doodsvonnis vir die res van jou lewe gaan jy met hierdie seer loop nie, maar jy moet in die rigting begin loop om te sê, ek moet my losmaak van wat agter my is, ek moet strek na wat voor is, anders kan ek nie hierdie oorwinningsprys behaal nie. Moenie dat hierdie goed op jou kom sit nie. Moenie dat hierdie goed op jou siel kom sit nie. Dis ons goeie vriend kokkerot. Ek weet nie wat die verskil is tussen 'n kakkerlak en 'n kokkerot nie. Iemand moet dit vir my verduidelik. Maar is dit dieselfde ding? Dankie. Iemand het dit nou sommer vinnig gesê. Ek is besig om 'n woonstel te verkoop en Leriek, hy sit ook hier so, hy het my woonstel vir my verkoop en nou sê hy vir my, Johan, ons het 'n probleem. Ons het troeteldiere en die woonstel is nie troeteldiervriendelik nie, jy mag nie troeteldiere daar hê nie. En ek het geleer van hierdie ouetjies. Hoe pragtig, weet jy, dis die oulikste goedjies. Jy kan hom op jou skouer. Hulle byt nie, hulle maak nie seer nie. Ek weet nie hoekom ons so sleg gesind teenoor hulle nie. Maar kom ek sê vir jou dit. As hierdie ouetjie los, môre is daar 'n miljoen van hulle. Is dit nie so nie? En hulle kruip eers weg. As jy soos byvoorbeeld die stoof uittrek en dan sien jy waar bly hulle. Dan is die hele kolonie daar. Nou oké, ek wil nou nie julle uitgrous in huis toe stuur so nie. Ek wil net die punt maak. As ek in onvergifnis lewe, voor ek myself kry, begin die kokkerotte in elke area van my lewe uitklim. En ek begin uitklim in my verhouding met die Here. Want ek weet die Here verwag van my, ek moet hierdie ding agter my sit, maar ek doen nie. So wat doen ek? Ek onttrek net 'n bietjie van die Here. Ek doen net genoeg om naby die Here te wees sodat ek voel ek's gered, maar net nie dat die Heilige Gees vir my sê ek moet hierdie ding stop nie. So die kokkerotte klim daar uit. Die kokkerotte klim uit in my huwelik. Want nou, dit kan wees dat my vrou nie die probleem is nie, maar omdat ek hierdie probleme het, nou klim dit uit hier tussen my en my vrou, of tussen my en my man. Dit klim uit tussen my en my kinders. Dit klim uit tussen my by my werk. En voordat ek myself kry, is my hele lewe, jy weet nie, het jy kokkerotte in jou huis? Moenie ja sê nie asseblief. Maar weet jy wat, as jy 'n kokkerot sien, wat is die ding wat jy sê? Ag, almal het dit in hulle huise. Maar jy doen nie die nodige aksie nie. En dan kom almal daar by jou en hulle sien al die kokkerotte in jou. Hulle sê, "O, genade, ons sê maar niks nie." En dis die ding, almal sien dit behalwe ek. Wanneer ek in onvergifnis lewe, dit versuur my lewe in elke area. Dit maak dat ek nie in die Here se vrede kan leef nie. Ek kan nie in sy vreugde leef nie. Ek kan nie in sy salwing leef nie. Ek mis dit alles want ek is hier in hierdie ding vasgevang. Nou, daar's 'n gesegde wat sê, a rolling stone gathers no moss. Nou ek weet, dit het van toepassing op jong manne, wat op elke dorp 'n ander meisie het, maar hulle settle nooit nie, want hulle is elke week op 'n ander dorp. Maar ek het gedink, hierdie is net so gepas van om 'n vergifnisgesindheid te hê. Wanneer ek aan die rol bly met die Here, dan kan hierdie goed nie op my kom sit nie. Dit kry nie kans nie. So wat sê ek vir jou vanoggend? Be a rolling stone, baby. Okay. Kry daai wiel in die rol. Kry dit af. Spreek elke dag vry. Spreek elke dag vry. Begin elke oggend sodat die goggas nie op jou stoep kom sit nie. Nou weet jy wat? Gaan mense jou nog steeds nakom? Die antwoord is ja. Gaan mense jou nog steeds nakom? Gaan jy nog steeds seer kry? Ja, maar die oomblik as hy gogga kom, wat gaan jy doen? Jy gaan skoonmaak. Elke oggend gaan ek almal vryspreek. Ek wil elke oggend vars begin met die Here se genade, want ek begin elke oggend vars met sy genade. Wie kan 'n bietjie amen sê daar?